Nodig is dit. Here, om te kan sing, Here, om die naam groot te kan maak. Here, want ons weet, Here, daar gaan 'n dag kom, Here, wanneer die bloue siere gaan skeer en die wolke gaan wegtrek van mekaar en U gaan ons kom haal. Here, ek wil sê dankie vir die oggend, Here, dat U ons gespaar het. Baie dankie, Here, vir elke koortjie wat ons vanoggend kon sing, Here. Here, ek wil vra, Here, staan stil vanoggend by elkeen. Gaan van hart tot hart, van sitplek tot sitplek, Here. Seën elkeen, Here. U ken elkeen se hart vanoggend, U ken elkeen se gedagte, Here. Ek wil vra, Here, dat U ons sal seën. Seën die woord, Here, sodat U verheerlik kan word in Jesus naam. Amen en amen. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Elkeen wat vanoggend aanlyn is, wil ons ook sê baie welkom. Geniet die diens vanoggend saam met ons. Ek wil vir Pastor Christus sê baie dankie en Pastor Iris vir die musiek wat julle gemaak het. Jy weet, Pastor Christo ry elke Sondag 180 kilos. Of 160 kilos wat hy ry om by die diens te kan wees. En ek wil vir hulle sê baie dankie vir die opoffering wat hulle doen. En dan ook vir Sister Felicia en broer Eddie, baie dankie. Dat, jy weet, as ek sondagoggend die instap en ek sien die tafel uit so mooi, kersies wat brand, baie dankie vir julle opoffering wat julle ook maak. Die Here gaan julle seën. En dan groet ek elkeen wat hier so is vanoggend. Jy weet, die Here is goed. Die Here is goed. Ek wil vir julle sê, maandag het ek geval by die werk en my knie het net so gestaan, kon nie my knie buig nie. Ek kon nie my voertuig inklim. Nee, ek moes my sitplek heeltemal agtertoe skuif, net om by die petrol uit te kan kom. En vanoggend sê ek vir die Here, dankie, dat hy my aangeraak het, dat ek daarom my knie nog so bietjie kan buig. Hy is nog geswel. Maar ek wil vir julle sê, geliefdes, God genees. God verlos. En ek wil vanoggend vir julle vra wat jy so sit vanoggend. Glo jy dat God 'n wonderwerk kan maak in die lewe? Ek wil vir julle sê, ons kan nie sit en ons kan beamoen, maar as ons sit net met lippetaal gaan doen en ons glo dit in ons hartie, is dit verniet. Ons moet glo in ons harte dat God 'n werklikheid in ons lewe is en dat God 'n verandering in ons lewe kan maak. Jy weet, ons almal sit met situasies. Ons almal sit met probleme vanoggend. Jy weet, ek sit met baie probleme. En elke dag vra ek, Here, hoe gaan ek oor my probleem kom? Hoe gaan ek oor my situasies kom? En jy weet, dan kom Satan. En dan sit hy mos hier agter jou oor. Dan fluister hy in jou oor vir jou. Dan sê hy vir jou, weet jy wat? Jy sal nooit oor die probleem kom nie. Jy is in 'n situasie en dan vra hy vir jou, waar is jou God? Maar hoekom? Hy wil hê jou geloof moet knak. Hy wil hê jy moet sag raak. Hy wil hê jy moet val. Maar ek wil vir julle sê vanoggend, die woord van die Here sê, al het ek geval, ek staan weer op. Jy weet, die val is niks, jy kry seer. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, die opstaan is die belangrikste, want God help jou op. Jy weet, daar's mense miskien nog buitekant, selfs miskien die wat vanoggend hier voor my sit met finansiële probleme, sit met huweliksprobleme. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, gee jou probleem vir die Here, want daar's geen probleem wat ons God nie kan oplos nie. My titel vanoggend is, by God is alle dinge moontlik. Ek wil vir julle sê, by die mens lyk dinge onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En ek wil julle sê, saam met dit, as jy glo dat God jou kan help, gaan God jou help. Jy weet, het voel miskien vanoggend vir julle dat die son sal nooit vir julle skyn nie. Die son gaan nie vir julle opkom nie. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, dis presies wat die vyand wil hê. Die vyand wil jou omstandighede, wil jou 'n situasie bevind waar dit voel vir jou dis donker. Jy kan nie uit hierdie situasie uitkom nie. Dit voel vir jou of God jou verlaat het. Maar ek wil vir julle sê, geliefdes, God verlaat jou nooit. Hy sal jou nooit verlaat nie. Ons verlaat God. Maar ek wil vanoggend ook vir julle sê, die vyand is 'n leienaar. Hy is 'n leienaar, want hoekom? My God wil vir jou in alle omstandighede, wil God vir jou die oorwinning skenk. God wil vir jou daai oorwinning gee.
Dalk jy 'n tyd aangebreek, dat jy bo jou situasie moet uitstrek, en God begin raak sien. Jy weet, as ons kyk na Dawid was 'n skaapwagter, hy het skape opgepas. Ek weet hoe hy lyk, die Bybel sê nie hoe hy lyk nie, maar ek wil vir jy sê, hy het gegaan om vir sy broers kos te vat. En toe hy daar kom, toe hoor hy Goliat. Almal was bang vir Goliat, almal het weggehardloop van hom af. Maar jy weet, Dawid het gegaan, en Dawid het hom gaan kyk, en Dawid het gesê, weet jy wat, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God gaan God jou vandag in my hande gee, en Dawid het hom verslaan. Ek wil vanoggend vir jy sê, geliefdes, God kan enigiets doen. Waar mense 'n deur toemaak vir jou, kan God 'n deur vir jou oopmaak. Jy weet, Pastor Christus sal seker eendag sy getuie vir jy gee. Die dag toe hy sy werk verloor het, toe bly hy in Blue Horizon by, toe werk hy op Kuga. Jy weet, dan ry hy deur Kuga toe. Dan kom hy daar, dan sê hy vir hom, sorry, ons het nie werk en al die pad verniet gery. So moes hy die hele tyd op en af ry. En hoeveel jy gekry, Pastor? R3,000 'n maand? R5,000 'n maand. Maar jy weet, geliefdes, hy het ook moedeloos geraak. Vir die hele jaar het hy so aangegaan. Hy het moedeloos geraak. Maar jy weet, die Here het vir hom deure oopgemaak. Laat hy ook gesê het, wow, hy verstaan nie. Ek wil vir jy sê, as God 'n deur oopmaak, maak hy 'n deur oop. Dan wil ek ook vir jy sê, God maak partykeer 'n deur toe. God maak 'n deur toe, want God het iets beters vir jou in store. God het vir iets groters in store. Jy weet, ek is 26 jaar in die onderwys. Vir hoe lank het ek gewag om 'n promosiepos te kry? En elke keer word deure toegemaak, deure word toegemaak. Ek het moedeloos geraak. Ek het verlede jaar gekom op 'n bietpunt, ek sê, weet julle wat, ek gaan hierdie jaar op vroeë pensioen afgaan. Want wat is dit? Sy moet te werk vir my nie. Ek het gesê, Here, waar is sy? Hoekom maak jy nie vir my deure oop nie? En jy weet, verlede jaar, die 1 Oktober, toe maak die Here vir my deure oop. Dis wat God doen. God wil nie ons moet moedeloos raak nie. God wil nie ons moet gaan lê nie. God wil ons moet opstaan en vertrou in sy naam. Sy naam is groter as enige naam. Ek wil vanoggend vir jy sê, die God wat ons dien, hy is die God op die berg. Hy is ook die God daar diep in die dale. As jy daar in die dal lê, jy voel moedeloos, jy voel kragteloos, ek wil vir jy sê, God is daar vir jou. Vertrou God net. Jy weet, dit het tyd aangebreek dat ons God op sy woord vat. Jesaja kom en hy sê in Jesaja 59 vers 1, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Hoor hierdie skrif, geliefdes, die arm van die Here is nie te kort om jou te help nie, die Here is daar om jou help. Partykeer voel dit as ons bid in die plafon vas. Ek wil vir jy sê, God hoor elke gebed. God ken jou behoefte vanoggend. God gaan vir jou voorsien wat jy nodig het. Baie mense kom en sê vir my, ek bid dat ek die lotto moet wen. Ek bid ook dat ek die lotto moet wen. Maar ek speel nooit lotto nie, ek sal dit ook nooit wen nie. Want weet jy hoekom? Want God weet wat jy nodig het. Pastor Christus het vanoggend 'n liedjie vir ons gesing. God sorg vir die mossies. As God vir die diere daar buite sorg, hoeveel te meer gaan hy vir u sorg wat 'n kind van God is? God gaan vir u sorg want jy is sy kind. Hy koester jou. Hy dink aan jou. Psalm sê, hy dink aan jou. Wat is die mens dat u aan hom dink? God dink elke dag, elke sekonde, dink God aan jou. U is nie alleen nie. Want hoekom? Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n regverdige God. Hy het my en u geskape. En hy het ons geskape vir een doel, om hom te loof en te kan prys, en om sy naam uit te kan dra. Jy weet, daar's baie gevalle in die Bybel, waar dit kom, waar God dinge oopgemaak het vir mense, waar God deure oopgemaak het, waar dit vir die mens gelyk het, dis onmoontlik. En ek gaan net 'n paar vir u noem. Abraham en Isak, in Genesis 21 tot 26, jy ken die verhaal, waar Abraham gekom het en het gesê, kom my seun, ons moet gaan na die berg, ons moet gaan offer. En Isak het vir hom gevra, maar, pa, waar is die lam? En Abraham sê, God sal voorsien.
Jy weet hoe op die berg kom, en hy maak Isak vas, en hy wil hom offer. Toe kom haar stem en sê, kyk agter jou, en God het voorsien. Ons kyk na Sadrag, Mesach en Abednego, wat nie gebuig het voor die beeld nie. Hulle was in 'n vuurmoond gegooi gewees, en die keiser het gesê, maak die vuurmoond 7 keer warmer. En hulle was in die vuurmoond gegooi gewees. En jy weet, die koning het gekom, hy het hierdie vuurmoond gaan kyk, en hy sê, maar hoor, die is fout. Daar loop nou 4 mense in die vuurmoond rond. Hoe kan daar 4 mense wees? Ons het nie 3 ingegooi. Ek wil vir jy sê, geliefdes, God is in elke situasie. God was saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond. God het saam met hulle gewandel. Die woord sê toe hulle uit die vuuroond uitkom. Dit hulle klere het nie eens geryk na rook nie. Dis wat God doen. God is 'n awesome God. Hy's 'n wonderbaarlike God. Hy's 'n God wat ons as mense nie kan besef hoe groot en werklik hy is nie. Jy sien, ons sien dit wat daar vore is. Maar God kyk baie dieper. Hy kyk na ons harte. Dan kyk ons na Daniël. Jy weet, hulle het Daniël uitgevang. Toe hy gaan bid het, hy 3 keer 'n dag gaan bid. Wat doen hulle met Daniël? Hulle gooi hom in die leeukuil. Daniël was nie bekommerd nie, want hy het geweet, hy dien 'n God, wat hy bekke se leeu's gaan toemaak. Ja, dis waar. Hy het hy bekke van hy leeu's toegemaak. Hulle het hom geen skade aangedoen nie. En jy weet die mense wat teen hom opgestaan het, wat valse getuies ingebring het, toe hom in die leeukuil gooi, verslind die leeu's hulle. Jy weet, dis die God wat ons dien. Ons dien 'n groot God. Laaste persoon wat ek ook vir jy wil noem, Lazarus. Ons almal ken van Lazarus, wat dood was. Hy was 4 dae was in die graf. Toe Maria na Jesus toe kom, sy sê vir my meester, my broer is al 4 dae dood. As hy hier was, sou hy nie gesterf het nie. Maar jy weet, geliefdes, ons God wat ons dien, hy weet, en hy ken die beste. Hy ken die beste. En hy sê vir hom, maar Lazarus is nie dood nie. Hy slaap. Hulle sê, maar Here, hy ryk al. En wat sê die Here vir hom? En hy gaan staan voor die graf, hy sê, rol weg die steen. En wat doen die Here? Hy roep hom, Lazarus, Lazarus, kom uit. En Lazarus kom uitgeloop. Jy weet, my God wek dooies op. My God kan enigiets, en ek wil vir u sê vanoggend, vertrou God met alles. Moenie God vertrou net met iets kleins nie, vertrou God met groter dinge. Want ons God is groot. Jy weet, ons lees in die woord van God dat Sara alreeds op 'n gevorderde ouderdom in haar lewe was, en dit was fisies nie meer moontlik vir haar om swanger te raak nie. Maar ek wil vanoggend vir u sê, my God kan enigiets doen. My God can do anything. Jy weet, baie mense wat ek van weet, vriende wat ek ken, vir jare en jare sukkel om swanger te raak. Op 'n vroeë ouderdom, hulle kan nie swanger raak nie. Hulle het toetse gaan doen, hulle het deur alles gegaan, kon nie swanger raak nie. En na 15 jaar, raak hulle swanger. Dit is die God wat ons dien. En dit is dieselfde geval van Sara. Jy weet, Sara was 80 jaar oud. Haar man was 100 jaar oud gewees. En sy het swanger geraak. Want hoekom? As God iets sê, dan gebeur dit. Kom ons kyk in die begin. In die begin toe die Here die hemel en aarde geskaap het, hy het 'n woord gespreek, en dit was so. Ek wil vanoggend vir u sê, vertrou God. Gee jou probleem, gee jou situasie vir die Here, en die Here sal dit oplos. Kom ons lees saam uit Genesis 18 vers 9. Genesis 18 vers 9. Genesis 18 vers 9.
Toe sê die Here, toe sê hulle vir hom, waar is Sara, die vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom. Dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik waar, nou dat ek oud geword het? Jy sien geliefdes, God ken alles, hy ken jou gedagte. Maak nie saak waar jy wegkruip nie, God hoor wat jy sê, God ken alles, hy ken die werking van jou niere vanoggend, hy ken die werking van jou hart, hy ken elke kwaal in jou liggaam. Dis die God wat ons dien, hy ken alles, hy weet alles. Vers 14, sou iets vir die Here wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Net tot sover. Hier lees ons in God se woord van iets wat menslik en fisies nie moontlik was om te gebeur nie. As jy vanoggend gaan sit en dink, en jy dink op 'n ouderdom van 80 jaar, is dit moontlik om nog kinders te kan hê? Nee. Nie in die geskiedenis kan dit gebeur nie. Maar jy weet, hier kom die Here en die Here sê vir Sara, Sara, jy gaan oor 'n jaar gaan jy 'n seun hê. Hoe gaan u voel as die Here na u toe kom en die Here sê vir jou, Felicity, jy gaan 'n seun hê oor 'n jaar. Jy gaan dink dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Daar's fout. Maar jy weet, God kan enigiets doen. Ja. Sara het toch gedink, sy het gelag. Sy het God uitgelag en gesê, ag man, dis belaglik. Ek is oud. My man is oud. Weet, baie mense sê mos, as ek oud is ek oor die muur. Ek voel baie keer of ek oor die muur is. Maar ek wil vir sê, geliefdes, God sal nie iets sê en dit nie doen nie. God kan nie lieg, hy is 'n waarmaker van sy woord. As ons gaan kyk, alles wat sover gebeur in ons land, alles kom uit die woord uit, oorlog, gerigte van oorlog, pestsiektes, die dinge gebeur, mense hardloop rond, ek kry boodskappe, ons gaan nie petrol hê nie, ons gaan nie diesel hê nie, die huispryse gaan styg, petrol gaan glo einde van volgende maand met R8 op, gaan in die R30 wees. So what? My God het gesê, hy gaan vir my voorsien. En God gaan voorsien. Ek wou nie wat die mense doen nie. Ek gee nie wat hulle wil sê nie. Ek gee nie wat se gerigte daar is nie. Bybel sê daar gaan gerigte wees. My God is in beheer. My God is in beheer van hierdie wêreld. Hy is in beheer van die mens. Baie mense vra jou, maar hoekom laat God die dinge net sommer verander nie? Laat ons in vrede en liefde lewe nie. Die woord van die Here sê, hy gee ons 'n keuse. Of jy dien hom, of jy draai jou gesig na die ander kant. Jy weet, soos 'n een liedjie wat sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dis 'n belofte wat die Here vir ons gee. Daar sal niks met ons oorkom nie. Dan jy daar die einde tweede vers waar hy sê, jy moet kies, want die paaie is twee. Watter pad gaan jy kies om te loop? Ga jy nog steeds sê, dis onmoontlik, God kan dit nie doen nie? Ek wil vir jy sê, alles is moontlik. Die Here kom by Abraham, hy sê, hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Nou dink ek dat die wind uit Abraham se seile is uitgeslaan. Abraham het toch gedink, ag nee, dit kan onmoontlik wees. Ek op my ouderdom, 'n man van 100 jaar, nog kinders sê, dis onmoontlik. Ek wil vir sê, baie keer van ons dink ook, dis onmoontlik. God kan dit nie doen nie. Ek wil vir julle sê, ek is 'n lewende getuie. God kan alles doen. Ek het vanoggend dit vir iets saamgebring. Jy weet, hier is my budget. My budget is uitgewerk. As ek al my skuld moet aftrek, staan ek op 25.000. R25.000 se skuld.
Hier is my payslip. 17.288 rand en 97 sent. My payslip. My skuld is meer as my payslip. Maar weet jy wat, geliefdes? Ek vertrou 'n lewendige God. Ek gee baie uit. Elke maand het ek nog geld oor. Ek weet nie hoe my skuld betaal word nie. My God sorg vir sy kinders. En ek wil vir u sê, as God vir my sorg, gaan God vir u sorg. Vir ons as mens lyk dinge onmoontlik. Maar vir God is alle dinge moontlik. Vertrou op God. Vertrou God. Hy is 'n waarmaker van die woord. Hy kom in Psalm 121 by die psalmdigter vra: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek wil vir u sê, moenie vra Here waar of hoe nie, Here. Die Here gaan sorg. Die Here gaan vir u gee. As hy sorg vir die mossies, as hy sorg vir die diere, hoeveel te meer gaan hy vir ons sorg hê. Hy sê ook in sy woord, moenie kwel oor die dag van môre nie, want môre het sy eie dinge in stoor. Waar die oor vandag? God sorg vandag vir jou. God gaan môre ook vir jou sorg. Maar jy weet, geliefdes, en ek geweet die woord sê vir ons, dat die gebed van 'n moeder dra groot krag. Bid vir jou kinders. Bid vir mekaar. Die Bybel sê, bid sonder ophou. En as jy aanhou bid, en bid, en bid, ek wil vir jy sê, as ons as mens wil 'n ding nou hê, maar God sê nee, oor 'n jaar, oor 10 jaar, ons tyd is nie God se tyd, en God se tyd is nie ons tyd nie. Ons moet op God vertrou, ons moet vir God wag. Die rede waarom Sara gelag het, was omdat sy was bang. Hoe dikwels in ons lewe as vrees jou beetpak, dan tree jy buite jouself op en doen dinge wat ongehoord is. Weet, ek praat van myself, as vrees my baie keer gepak het, dan probeer ek dinge uit my eie krag uit doen. Maar die Here sê, gee dit vir my. Gee dit vir my. Ek sal dit hanteer. Ek sal dit vir jou doen. Maar jy sien, ons geloof is te klein. Ons geloof is swak, want ons vertrou nie die God wat hemel en aarde gemaak het nie. Ek wil vanoggend vir sê, begin om God te vertrou. En dis presies wat hier met Sara gebeur het. Daar's 'n Afrikaanse gesegde wat sê, dat 'n benoude kat maak benoude spronge. En die vraag is vanoggend, wanneer dinge skeefloop en dinge vir ons begin onmoontlik te voel, dan kom die vraag, tree die mensie soms ook op, soos wat Sara gedoen het nie? Maar Abraham het geweet dat alle dinge by God moontlik is. Daarom kom Jesus en bevestig dit aan ons in Lukas 18 vers 27. Hy sê, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Wanneer gaan ons as mense dit besef? Wanneer gaan ons dit begin ten harte neem, dat by God alle dinge moontlik is? Waarom twyfel ons? God sê, moenie twyfel nie, moenie vrees nie. Hy is die God. Hy gaan saam met ons deur die riviere gaan. Die rivier gaan hy saam met ons gaan. God is oral saam met ons. Jy sien, ons het die afgelope tyd gehoor dat Petrus uit die skip geklim het om na Jesus te loop op die water. Maar die skrif leer ons in Matteus 14:30. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Gebeur dit ook nie met ons nie, geliefdes? Gebeur dit ook nie met ons as probleme ons beetpak? Dan sink ons nie, dan raak ons bang. En wat doen ons eerste? Here, help! Ek weet van mense, hulle wil nie kerk toe kom nie, maar as iets gebeur, dan wil hulle vinnig vra, Here, help my. Pastoor, weet jy so, ek het nou 'n situasie, jy moet nou kom help. Ek wil so, Pastoor Christo ry 160 kilos op 'n Sondag. Dan bly mense om die draai, dan wil nie eens kerk toe kom nie. Maar as 'n probleem is, dan sal vinnig om sê, Here, help my.
Pastoor, jy moet nou kom. Nou huwelik is op die rotse. Pastoor, my broer lê in die hospitaal. Jy moet nou kom bid. Jy sien, baie mense sit hulle geloof en krag op 'n pastoor, in plaas van om dit op God te sit. Jy sien, ons is net 'n monster vir die Here, maar God doen die krag. God is die een wat die krag doen. God is die een wat die wonderwerke verrig. Ek sê baie keer van mense, moenie my op 'n peddelstoel sit nie, ek maak ook foute. Vertrou God. Vertrou God. God is die een wat jou gaan lei, wat jou kan help in elke situasie. Matteus 14:31. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Doen ons dit ook nie? Twyfel ons ook nie? Twyfel ons ook dat God ons nie kan help in situasies nie? U sit miskien hierso. Daar's mense wat aan buitekant sit, wat miskien probleme het in die familie. En dan wil ons nog steeds sê, dinge gaan nie regkom nie. Ek wil vir u sê, vertrou God. Amen. Trust God in every way. God is good all the time. All the time. God is good. Ek wil vir u sê, dis vandag se probleem met ons as mens, ware geloof ontbreek. Dalk moet ons maar ons eie lewe gaan rondgrawe en die vraag vra, hoe diep is my geloof? Hoe sterk is jou geloof in God? Jy weet, dit is maklik om te sê, ek glo in God. My geloof is sterk. As ek vanoggend vir u moet vra hierso, hoe sterk is jou geloof? Ek glo julle almal gaan vir my sê, nee, my geloof is sterk. Maar dan gaan ek vir julle 'n ander vraag vra. Jy weet, die woord sê die anti-kris gaan in bewind kom. Sal enige keuse moet maak, gaan ons die merk van die dier vat of nie. En hulle kom staan voor jou en hulle sê, maak 'n keuse, verloon God of vat die merk. Hoe sterk is jou geloof dan? Hoe sterk is jou geloof? Hulle vat jou kleinkind, en hulle kap jou kleinkind se hand af. Of hulle vat jou kleinkind en hulle kap sy kop teen 'n muur om hom dood te kap, sodat jy moet ingee. Hoe sterk is jou geloof in God? Is dit lippetaal? Of gaan jy in jou hart sê, Here, ek vertrou op U. Ek gee nie om wat gebeur nie. Ek weet, U gaan die onmoontlike moontlik maak. Jy weet, ons het gehoor dat He who knows the mysteries of the universe is die een wat dit gespreek het en dit het gebeur. Genesis 18:12 sê dit so duidelik dat Sara getwyfel het. Hoeveel keer twyfel ons nie? Ek weet, ek twyfel baie keer. Ek vra baie keer vir die Here, Here, maar hoekom? Waarom? Ons vra baie keer net vra. Maar jy sien, die woord sê, begin God te loof en prys. Begin God te loof en prys. Jy weet, dit het nou al 'n hele paar keer met my gebeur, waar ek toesig gehou het. Dan moet ek in die saal loop, dan begin vrees my te pak. Die sweet slaan my uit, waar Satan besig is om my, hy wil my knak. En dan sê die stemmetjie net vir my, begin te sing. Sing, en begin God te loof en prys. Begin 'n bid. En ek wil vir jy sê, sodra ek begin sing en ek begin God se naam aanroep, dan verander my situasie. Dan verdwyn daai vrees en liefde en vrede kom oor my. Dit het tyd aangebreek dat ek en u ons geloof in God ernstig moet opneem en nie toelaat dat jou geloof 'n lippetaal word nie, maar dat jy sal toelaat dat jy die dieptes van God sal ontdek. Dit het tyd geword dat God van gister, vandag tot aan alle ewigheid die lagende Sara aangespreek het. Ons sal vasgryp in ons uur van wankende geloof. Ek wil vir julle sê, God is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die waarmaker van sy woord. En of jy belag of jy wil glo,
Ek wil vir julle sê, God het nog nooit iets gesê en dit nie gedoen nie. Elke keer wat God iets gesê het dit gebeur. Wat God sê sal gebeur, en sy belofte aan Abraham in Genesis 18:10 was, volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. En jy weet geliefdes, 'n jaar daarna het Sara geboorte gegee aan 'n seun. Jy sien, dit maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is nie. As God sê wil jou gebruik, wil God jou gebruik. Jy weet, ons kom in Job 5 vers 8. Maar wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê, en aan hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike wonders sonder getal, wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde, om nederiges op 'n hoogte te stel daarbo, en die wat in rou is, verkry die hoogste geluk. Wat God doen, is te groot om ooit te verstaan. Hy doen wonder op wonder. Ek wil vanoggend vir u vra, hoeveel keer het u al vir God iets gevra, en dit nog nooit gekry het nie? Nog elke keer wanneer ons vir die Here iets vra, het die Here dit gegee. Jy weet ook, 'n beheerder van 'n gemeente, dis al 2 dametjies wat gesê het dat hulle bid al so lank, en hulle wag dat die Here dit vir moet gee. Nou een Sondag in die profeteer ek en ek sê die Here sê, dit sal so wees. 'n maand daarna toe kom die dametjie na my toe, sy sê my pastoor, ek wil graag getuig. God het geantwoord. Ek wil vanoggend vir u sê, moenie ophou bid nie. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, bid sonder ophou. Bid sonder ophou, want God gaan vir jou gee. U het net gehoor hy skryf wat gesê, die oor van die Here is nie doof om te hoor nie. God hoor jou smeek. God hoor jou gebed. Maar ek wil ook vir u sê, wanneer jy bid, begin God te loof en prys. Begin God te loof en prys. Al sien ons nie dit nie. Vertrou God. Wat sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons? Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sien, ons moet bly glo, ons moet aanhou glo, ons moet vashou in dit wat ons van die Here vra, en die Here gaan dit vir ons gee. Spreuke 3 vers 5 tot 8, leer die woord ons. En ek het verlede week ook in my boodskap gebring, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Hoe gaan hy verder? Net vir 'n sekonde? Net vir 'n rukkie? Nee, die woord sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Kan jy sien wat leer die woord ons? Ons moet op God vertrou. Ons moet nie op ons eie kragte staat maak nie. God gee vir ons die krag. En God gaan ons uithelp. Hy sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jy weet, dan kry jy mense wat hom net wil ken op 'n Sondagoggend. Maandag tot Saterdag doen hulle wat hulle wil. Vergeet van God, maar op 'n Sondag wil hulle God vertrou. God sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nie net sekere tye nie. Ken hom in al jou weë. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. Vers 24. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. En lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die skrik. Jy sien, God gaan jou bewaar. Hy gaan jou voete bewaar waar jy loop. Maar jy sien, die Here sê, ken hom in al jou weë.
soek eers die koninkryk van God. En dan sal hy alles vir jou gee wat jou hart begeer. Maar jy sien, ons soek nie God se koninkryk nie. Ons sit in comfy chairs. Jy sal sien, ek dra nie 'n horlosie nie. Ek is nie tydgebonde nie. Ek gaan soos wat God my lei. En dan gaan nie God se gees verdoof nie. Jy weet, ons stel kerk vir 3 ure lank. Dan staan die mense op, dan loop hulle uit. Maar hulle wat daar is, God werk met hulle. Want God het 'n doel. God het 'n ontmoeting met u en my vanoggend. Spreuke 4:23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ek het verlede week gesê dat die woord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart van vol is van God se woord, gaan jou mond borrel en borrel en borrel gaan oorloop met die woord van die Here. Verwyder van jou die valsheid van jou mond en hou ver van jou af verkeerdheid van lippe. Laat jou oor reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vashou. Jy sien, geliefdes, ek het vir baie skrifte vanoggend gegee wat die woord ons waarsku, hoe die woord sê ons moet bewandel, hoe ons moet loop. As ons wil hê die Here moet vir ons die deure oopmaak. As ons wil hê dat dinge moet moontlik word vir ons by God. My sien dit hang van ons af. Die Here gee vir ons 'n keuse. Wat is jou keuse vanoggend? Hoe bewandel jy jou lewe vanoggend? Gee jy alles vir die Here? Of loop jy wydsbeen? Een been daar en die ander been in die wêreld nog. Ek kan nie 'n keuse, ek kan nie my besluit maak nie. Ek wil vanoggend vir sê, jy moet 'n besluit maak. Ek kan nie daai besluit vir u maak nie. Dit is 'n besluit wat jy alleen vir God moet maak vanoggend. Spreuke 4:27. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. As jy jou voete gaan weghou van boosheid, van die verkeerde weg, dan wil ek vir u sê, alles wat jy vir die Here vra, sal moontlik word. Want die Here is 'n waarmaker van sy woord. Ek wil afsluit. Vanoggend kyk jy ook dalk so Sara lagend na jou situasies. Maar soos Abraham God vertrou het die tyd aangebreek dat ons ook God sal vertrou. Die tyd het aangebreek dat jy soos Dawid in Psalm 31:15 sal uitroep. Maar ek vertrou op u, o Here. Ek sê, u is my God. Kom ons sê hardop, by God is alle dinge moontlik. By God is alle dinge moontlik. Ek wil vir julle sê, geliefdes, dat wanneer jy met Satan praat, moet jy met autoriteit praat. Jy moet nie bang wees om vir Satan te sê, by my God is alle dinge moontlik nie. Moet nie bang wees om dit vir hom te sê nie. Ek wil hê, jy moet dit vir hom sê, hy moet dit hoor vanoggend. By my God is alle dinge moontlik. En ek los dit vanoggend by u. En ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, dat jy dit moet onthou. By God is alle dinge moontlik. Vir u en my lyk dinge miskien onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Mag die Here sy woord seën. Kom ons sluit ons oop. Ja, my Vader, ons kom vanoggend en ons sê vir u dankie, Here, vir die saad wat gesaai is, Here. Here, dat ons vanoggend, Here, na u toe kan kom en vir u kan sê, Here, dankie. Dankie vir die beloftes wat u vir ons in die woord gegee het, Here, dat ons kan vasstaan, Here, op dit wat u vir ons gee, Here. Daar waar u sê, by die mens lyk alle dinge onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik, Here. Here, dis nie net sekere dinge nie, Here. Die woord sê alle dinge is by u moontlik. En ons loof u daarvoor, Here. Ons prys u, Here, vir die woord, Here, wat 'n waarmaker is, Here. En Here, dat ons die woord sal vat en dit sal toevertrou in ons harte, Here. Dat ons die woord sal bepeins dag en nag, Here. Dat ons sal nougeset wandel saam met u, Here. En Here, dat ons die dinge daarbo sal bedink, Here, in die hemel. Want Here, u sê vir ons, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Here, seën die woord, Here. Here, dat dit sal saad vat, Here, in ons harte, Here.
dat ons dit sal uitdraai, Here, en dit nooit sal vergeet nie, Here. En ons sê vir baie, baie dankie, Here, vir die kosbare liefde in Jesus naam. Amen en amen.